iets ek was soos sy. Sy is so populêr, niemand sê vir haar boe nie, en ek glo niemand het dit al ooit vir haar gesê nie. Ek het 'n idee, ek gaan by haar 'n draai gaan maak. Mevrou Schoeman, ek het hulp nodig. Die rede hoekom ek nie populêr is nie, is omdat my kop seer is. So, ons gaan kyk soos wat gebeur het in jou kop, of jy verslaaf is aan drugs, aan dwelms of aan alkohol. Ons gaan net gou kyk of dit enigiets te doen het met jou brein en goed is. En dan gaan ons ook kyk of daar enige breingewasse dalk is. So, ons gaan na 'n ander kamer toe moet gaan om dit te kry. So kom ons gaan gou. Nee, is nodig nie. Ons het bietjie nuus. Ongelukkig het jy 'n breingewas. Maar ons het ook goeie nuus. Wat is dat dit baie klein is en ons dit kan uithaal. So wil jy hê die operasie moet nou gebeur of wat stel jy voor? Ek dink vir ons doen. Beter. Okay, kom ons gaan na die operasie teater toe. Julle, ek gaan finally populêr wees. Dan gaan julle almal na my musiek luister. Ek bedoel my rap. So, terwyl die operasie nou plaasvind, laat ek julle 'n bietjie vertel van breine en hoe dit werk. Die vakke wat broodnodig is vir neurochirurgie is fisiese wetenskappe, lewenswetenskappe, wiskunde, maar nie wiskunde geletterdheid nie, taalvakke soos Afrikaans en Engels, en as jy wil, nuttige vakke soos IT of RTT, wat jou kan help met mediese navorsing. Nou, die tweede stap om 'n neurochirurg te word, is om natuurlik daarvoor gaan studeer. Nou, instansies waar hierdie beroep studeer kan word, is by universiteite wat MB, CAB aanbied, soos die Universiteit van Kaapstad, die Universiteit van die Vrystaat, die Universiteit van Stellenbosch of selfs die Universiteit van Pretoria. As jy jou vaardighede tot 'n hoogtepunt wil lei of 'n stapie verder vat, kan jy gaan spesialiseer in neurochirurgie. Nou, plekke waar jy hierdie kan doen, is by Colleges of Medicine of South Africa. Of 'n mens kan dit by akademiese opleidingshospitale gaan doen, soos Groot Schuur. So die studietydperk wat dit neem om 'n neurochirurg te word, is gewoonlik hier van 14 tot 16 jaar. Maar laat ek nou vir julle kortliks verduidelik hoe daai proses werk. So eerstens moet jy jou MB, CAB graad studeer, wat 6 jaar neem. Tweedens moet jy jou internskap neem, wat ongeveer 2 jaar vat. Derdens moet jy jou gemeenskapsdiens voltooi, wat 'n jaar neem. En laastens moet jy spesialiseer in neurochirurgie, wat van 5 tot 7 jaar kan neem. So, ek het julle nou vertel, by watter instansies julle neurochirurgie kan studeer. Maar, laat ek julle nou vertel, by watter instansies julle hierdie neurochirurgiese vaardighede kan uitoefen. Julle kan dit by hospitale uitoefen, by publieke of privaat hospitale. Tweedens, julle kan dit by neurochirurgiese eenhede uitoefen. Of julle kan dit by navorsingsinstellings en universiteite uitoefen. Of by traumasentrums of selfs internasionale instellings. So die loopbaanmoontlikhede wat jy kan doen, met ander woorde, die werk wat jy kan doen met die kwalifikasies wat jy nou het nadat jy studeer, is jy kan 'n neurochirurg word. Dit is spesialiste wat operasies uitvoer op 'n brein, op rugmerg of selfs senuwees. Of jy kan 'n hospitaalkonsultant word. Jy werk saam met ander dokters en spesialiste. Of jy kan 'n akademikus of dosent word. Jy doseer aan mediese universiteite. Of jy kan 'n navorsingsneurochirurg word. Jy ontwikkel nuwe behandeling en tegnologie. Of jy kan 'n internasionale mediese hulp wees, wat jy werk vir organisasies soos die MSF of WGO.
En laastens, jy kan 'n neurologiese toestelontwikkelaar wees, wat jy saam met ingenieurs werk aan breininplantings ensovoorts. Met elke beroep is daar negatiewe en positiewe aspekte. Maar, laat ek vir julle nou sê, van die positiewe en negatiewe aspekte van neurochirurgie. Nou hierso is 6 tot 7 negatiewe aspekte van neurochirurgie. Eerstens, dit is baie lang en uitputtende opleidingstyd. Tweedens, dis 'n baie hoë risiko. Net een fout kan permanente skade veroorsaak. Derdens, dit is emosionele belasting. Jy werk met lewe en dood elke dag. Vierdens, jy het baie lang werksure. Vyftens, die koste van studies is hoog. So vra jou ouers om sommer nou al te spaar vir universiteit. Sestens, dis stresvolle werksomgewing. En laastens, nie alle operasies is suksesvol nie. Hierso is 'n paar positiewe aspekte van neurochirurgie. Jy red mense se lewens. Jy gee hoop. Jy verbeter die lewenskwaliteit van 'n pasiënt. Derdens, jy stimuleer die mediese innovasie. Vierdens, jy het 'n hoë status en respek in die mediese wêreld. Al die dokters en al die mense het respek vir jou. Laastens, die internasionale werksgeleenthede is baie hoog. Wat beteken jou beroep is wêreldwyd beskikbaar. So, laat ek vir julle nou 2 geskiedenisfeite sê van neurochirurgie. Het jy geweet 7000 jaar gelede was die heel eerste breinoperasie al gedoen? In antieke beskawings het mense trepanasie gedoen. Hulle het gate in die skedel geboor om siektes te behandel. Het jy geweet, Suid-Afrika se Wits Universiteit was een van die eerste universiteite in Afrika wat 'n gespesialiseerde neurochirurgiese eenheid het. En een interessante feit. Vandag gebruik neurochirurge robotte en AI om operasies uit te voer. Operasies word soms uitgevoer met robotarm tegnologie vir uiterste presisie. Nou gaan ek bietjie vir julle vertel van die persoonlikheidseienskappe wat jy moontlik moet hê om 'n neurochirurg te word. Jy moet fyn aandag kan gee aan detail. En jy moet baie kalm kan wees onder uiterste druk. Jy moet empatie en deernis hê, probleemoplossingsvaardighede, goeie kommunikasie, geduld, volharding en leergierigheid. Die rede hoekom ek neurochirurgie gekies het, is want ek wil graag 'n impak op ander mense se lewens maak. Ek wil graag die onmoontlike moontlik maak. En het jy geweet, 'n mens se brein is een van jou belangrikste organe wat 'n mens het. As jy nie 'n brein gehad het nie, sou jy nooit geweet het wat 1 + 1 was, of selfs wie Vonk was of wat hy gesing het. Nou baie dankie dat julle saam met my was op die reis om meer te leer oor neurochirurgie. Baie dankie. Nou is dit my tyd om te skyn. Hallo julle vonkies, welkom hier by Vonk. Ek kan nie wag om vir julle te sing nie en ek weet ek is nie gesien. Sing die musiek harder! I don't like school. It makes me feel like a fool. I want to rip the school apart with my own little stinky fart. When once I dreamt about math because I accidentally overslept in the bed. When I go take a shower, I don't want to think about the history of the Eiffel Tower. History is so boring, it makes me snoring. 1 + 1 is 2, all I think about is you. I respect all your hours, because it's like you have magical powers.